Goeiemôre broeders en susters en kinders. Van die kerkraad se tafel af net die volgende afkondigings. Die kollektes onder die diens is vir barmhartigheid. En by die deure is dit vir die GKSA se Sintasiefonds. Ek dink almal weet as gevolg van die lang naweek dat daar geen katekisasie vanoggend sal wees na die erediens nie. Maar les 10 en 11 dan vir volgende Sondag 4de Mei. Vanselfsprekend ook geen aanddiens vanaand nie, geen tee of selfs geen koffiekroeg nie. Welkom aan nuwe intrekkers en besoekers. Ontmoet asseblief die ouderling na die diens hier voor die preekstoel om lidmaat besonderhede se vorms in te vul. Die ouderling aan diens is broeder Freek Stoop. En dan sê ons weer vanmôre baie dankie Tannie Cora, dat jy weer vanoggend vir ons die orgel speel. Baie dankie dat jy altyd so bereid is. Ons waardeer dit baie. Verjaarsdae vanoggend net 2, dis Amanda Botus en dan Betsy Swanepoel. Ons toetrede broeders en susters is lied 151 vers 1 en 2. Die wat op die Here vertrou is soos die Sionsberg, wat nie wankel nie, wat altyd vas bly staan, soos die berge Jerusalem van alle kante af beskerm, so beskerm die Here sy volk vir jou en vir my, nou, maar ook vir altyd. Kom ons bid om die seën van die Here. O Vader, laat u liefde ons lei. U seën staan ons blymoedig by. O Gees, stuur u vertroosting neer. Drie enige God, ons sing u eer. Amen. Ons sing Psalm 107 vers 1 en vers 10.
Kom ons bely nou saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Vervolgens luister ons na die wet van die Here soos dit vir ons opgeteken is in Eksodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie. Jy mag nie valse getuienis teen enige ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons sing nou saam Psalm 38 as antwoord op die wet. Kom ons bid saam. Heilige Vader, U driemaal heilige God, wat vanoggend weer in 'n ontmoeting met ons kom. U wat ons elke oomblik raak vat. U wat ons kan sien wat ons doen. U wat ons kan hoor. Selfs in U almag en U goedheid kom jy weer na U bruidsgemeente toe vanoggend. En ons vier saam met U feesvreugde.
En daarom wil ons U dank bring, Vader, vir die wondergenade om in U teenwoordigheid te mag wees. Ja, ondanks ons sonde, ondanks ons ellende en ons stikkende lewens. Maar dankie, Vader, dat ons in Jesus Christus kan weet dat niks ons van U liefde kan skei nie. Ja, daardie liefde wat vir ewig vas in Christus bly. Ons bid U vanoggend, Vader, vir die wonderlike evangelie van Jesus Christus, wat U vanoggend weer vir ons laat oopsluit. Ons dank U vir ons leraar, Dominee Dirk, wat ook weer hierdie preek vanoggend vir ons oopgesluit het. As dit U wil is, Vader, bring hom weer veilig terug, waar hy vanoggend op hierdie oomblik 'n verbondskind in Botswana doop. Maar Vader, omdat ons mense is en so wat verleidings het beleef, selfs onder 'n erediens, bid ons dat U vir ons geopende ore sal gee. Gee vir ons 'n verstand om te begryp wat U vir ons van ons eis, sodat daar ook vrede in ons gemeente kan kom. Maar ook in ons huisgesinne, ja, selfs in ons samelewing hier in Nelspruit, sodat U heilige naam altyd maar deur geëer kan word, en dat U daardeur ook eerbied kan ontvang uit elke tong op aarde. Hoor ons uit dankbaarheid, Vader, maar ook uit kinderlikheid, maar veral ook in ons gebedsvrymoedigheid. En dit bid ons alles om Christus se. Amen. Ons intree Psalm tot die preek is Psalm 40 vers 1 en 4. Ek dink ons doen dit sittende. Ons lees môre uit die Psalms uit en wel Psalm 1. Psalm 1, die opskrif daar is: Die Here lei die regverdiges. Dit gaan goed met die mens wat nie die raad van goddeloses volg nie, nie met sondaars omgaan nie en met die ligsinniges saamspan nie, maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind. Dit dag en nag oordink. Hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is,
wat op die regte tyd vrugte dra en waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. Maar so is die goddeloses nie. Hulle is so skaf wat deur die wind uitmekaar gewaai word. Daarom sal goddeloses hulle nie kan handhaaf wanneer die Here oor hulle oordeel nie. En sondaars nie 'n plek hê in die vergadering van die regverdiges nie. Waarlik, die Here lei die regverdiges op hulle pad, maar die pad van die goddeloses lei tot ondergang. Ons teksverse, broeders en susters, weer eens, dit gaan goed met die mens wat nie die raad van goddeloses volg nie, nie met sondaars omgaan en met lustsinniges saamspan nie, maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink. Geliefdes aan die Here Jesus, die gebed wat die Here ons leer, soos ons baie goed ken, die Onse Vader, is basies omvattend en dit rig my in jou gebed elke dag. En dit help ons om te besef waarom ons dan moet bid as ons daardie alleentyd saam met die Here wil deurbring. Die vraag vanmôre wat na jou en my toe kom is, hoe hou ek dit vol? Hoe hou ek dit vol om 'n koninkrykgerigte gebed te rig en te bid en laat dit nie verlore raak in 'n soort van 'n inkopieslys vol versoeke tot God nie? Hoe hou ek by die daaglikse brood waarna dit verwys? En hoe vermy ek daardie tipiese selfverryking? En dit is waar Psalm 1 vanoggend so mooi na ons inkom. Die skrywer Timothy Keller verwys na die Psalms as 'n gebedeboek. Want die Psalms is in werklikheid 'n gebedsboek. Dis gebede. En wanneer ons iets van die gebed wil weet of wil leer, dan is daar twee hoofbronne oor daardie onderwerp. Naamlik die Onse Vader en die Psalms. En tog, as ons lees, dan sien ons dat die gebedeboek, die Psalms, nie begin met 'n gebed nie. Psalm 1 begin nie met 'n gebed nie. Die eerste boek in die gebedsboek begin met 'n beroep op my en jou as gelowiges om dit te oordink, om te luister en te oordink wat God se woord vir my en vir jou sê. Hoe lyk hierdie oordeenking van God se woord? Broeder en suster, dit is 'n bestudering van God se woord, waar die doel van die waarheid, dat dit ondersoek moet word. En hoe hierdie waarheid van God se woord ons eie harte, ons eie gedagtes na liefde, nederigheid en selfs vreugde lei. Die oordeenking van God se woord is dus nie net lees vir die onthulwing van om kennis in te kry nie, of om inligting in te samel nie. Om die woord van God te nadink en te oordink, help ons om daardie kennis, daardie inligting wat ons kry, dit te vat en iets daarmee te kan doen. Om deur God se woord en God se gees in ons hart en in ons gedagtes en ons verwondering oor God, ja, dat ons daardeur verander kan word. En volgens Psalm 1 is dit die eerste stap in gebed. Dit, geliefdes, is hoe ons volhou met konings- of koninkrykgerigte gebede
En dit is wat Psalm 1 ons leer, naamlik die prioriteit. Die oordeenking van God se woord begin voor gebed alreeds. Waarom? Kom ons antwoord hierdie vraag met 'n tweede vraag. Is die hoofdoel van 'n gebed, is dit bedoel om 'n noodsein op te skiet in die lug? Nee, geliefdes, want dit is 'n eenrigting kommunikasie oor my nood. En moet ons nie verkeerd verstaan nie. Soms kan dit en moet dit ook ons gebed wees. Maar dit is nie die hoofsaak van 'n gebed nie. Want die hoofsaak van 'n gebed volgens God se woord is eintlik 'n twee-rigting gesprek. Dit is 'n dialoog met God. En as dit 'n dialoog is, beteken dit dat ons eers moet luister voordat ek mag praat. Want as ons nie luister voordat ons praat nie, dan mis ons die punt van hierdie twee-rigting gesprek. Kom ek gee vir jou 'n voorbeeld. Dit is soos wanneer jy 'n oproep maak en met iemand gesels. Die persoon aan die ander kant maak 'n stelling. Hy sê ek gaan dit en ek gaan dat doen. En jou reaksie is, ek dink nie dis 'n goeie idee nie. Maar die persoon hou net aan met praat. Maar dan lê jy weer klem daarop, ek dink regtig nie dis 'n goeie idee nie. Maar die persoon aan die ander kant hoor jou selfs glad nie. En hy hou verder aan met praat. Dit is hoe gebed is, sonder om eers God se woord te oordink. Dit is om te praat sonder om te hoor wat God vir jou wil sê. Eugene Peterson sê oor gebed die volgende: dit is lewensbelangrik in gebed om ten volle te begryp dat die eerste woord altyd God se woord is. Want as dit net aan onsself oorgelaat word, dan sal ons bid tot 'n God, en hierdie keer skryf hy God met 'n klein g. Dan sal ons bid tot 'n God wat net sê wat ons graag wil hoor. Daar is 'n groot verskil daartussen om te bid vir 'n onbekende God en om te bid tot die bekende God, soos aan ons geopenbaar deur Israel se geskiedenis en in Jesus Christus wat ons in die Bybel lees. Die gebed aan die onbekende God is 'n gebed waarin ons begeertes bevredig en regverdig. Maar die gebed aan die bekende God is 'n gebed waarin ons leer om te antwoord op God se openbaring, sy eise en sy opdragte. Om dit eenvoudig te maak, geliefdes, in enige verhouding is 'n eenrigting kommunikasie gevaarlik en dit doen afbreek aan die verhouding. Dan is dit om te sê vir mekaar, wees redelik en sien in my siening, sien in dat ek reg is. En geen verhouding kan groei as albei partye nie gehoor word nie. En daarom rig Psalm 1 ons daaraan om te verstaan, dit gaan goed met die mens wat in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink. Stap 1 in die gebed is dus om te kan luister. As ons in die woord van die Here ons vreugde wil vind, as ons die woord van God oordink voor ons praat, as dit die vertrekpunt is, dan sê die teks vanoggend vir ons, dan sal dit met ons goed gaan. Die oorspronklike teks sê, geseënd is die mens. En wanneer die woorde geseënd gebruik word, dan is dit nie net in die sin dat dit goed gaan nie, maar dan dat so 'n persoon 'n diepe bevredigheid en 'n vervulde lewe sal lei. Ons teks sê, as jy 'n lewe gevul met 'n diepe tevredenheid wil hê, dan moet jy die woord van God oordink. Soos ons teksvers ook sê. Want jy sien, as ons dit oordink, dan het ons gesê, antwoord ons onder andere op God se openbaring, sy eise en ook sy opdragte. Wat beteken dit? Ek moet daarna luister, ek moet myself daarin
en daaraan meet. Ek moet letterlik elke woord indrink. Ek moet verstaan wat dit sê oor wie God is, en dan my eie lewe aan sy standaarde meet. As God se woord vir ons oopgaan deur die werking van die Heilige Gees, dan oortuig dit ons van ons tekortkominge, maar ook van die genoegsaamheid van Christus, dat ek en jy niks anders nodig nie. Om God se woord te oordink is om hierdie waarheid in ons harte te laat insink, dat ons nie verdien om gered te word nie, maar tog gered is, omdat Jesus Christus genoeg is. Daarom sal ek nie uit die hand van die Here val nie, want Jesus is genoeg. Dit, geliefdes, is hoe oordenking van God se woord my 'n geseënde mens maak. Iemand wat waarlik 'n geesvervulde, vreugdevolle, diepe vrede lewe wil hê. Om die waarheid van God se woord deur oordenking, onder leiding van die Heilige Gees, in my hart en gedagtes wegbêre en maar ook vasmaak, sodat ek nie die leuen van Satan nie, maar die waarheid van God se woord, die waarheid van God self, glo en daaruit leef. Wat is die gevolg, broeders en susters? Wat is die gevolg en produk van 'n lewe waar die woord van God prioriteit is in 'n gebed? 'n Lewe waar die waarheid van God se woord in ons harte en gedagtes geanker is en daardie diepe tevredenheid in ons bly leef. Vers 3 leer ons, hy, daardie persoon, hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra en waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is verspoedig in alles wat hy aanpak. Hier word nie weer eens gepraat van 'n gebrek aan beproewing, die broeders en susters, waarvan die blare nie verdroog nie. Dit praat van winter en droogte, die tye wanneer bome hulle blare verloor, wanneer die blare verdroog. Die psalmdigter maak dit baie duidelik, dat iemand wat in God se woord leef, dit oordink en nie net sal lees om kennis te kry nie. Soos 'n boom is by water wat konstant gevoed word, sodat selfs wanneer swaar tye kom, die boom nie sal verdroog nie. En selfs wanneer swaar tye kom, jy nie uitmekaar uitval nie. Wanneer die wêreld rondom jou vergaan, jy nie meegesleep word met bekommernis van wêreldse verliese nie. Want jou anker is die ewige God, en jy word konstant deur sy woord gevoed, juis soos 'n boom wat sy wortels in die waterstroom instoot. Dit is hoe ek en jy staande bly, broeder en suster. En dit is hoe ek en jy lyk. Wanneer die wêreld rondom jou en my vergaan, leef daardie vrede wat alle verstand te bowe gaan, steeds in ons. Dit leef in ons, want ons is geanker in die ewige God. Maar broeder en suster, dit beteken nie dat ons nie medelee moet hê met die wat om ons is nie, en met dit wat rondom ons aangaan nie. Dit beteken nie dat ons opregte bekommernis het oor dit wat in die parlement aangaan nie. Dit beteken nie dat ons meegevoel het met die konflik in Oekraïne en met Israel nie. Nee, dit beteken nie, ons harte breek nie vir mense wat aan die ander kant of die een kant skade gelei het deur die onlangse vloede nie. Dit beteken ook nie, ons het nie medelee met die mense aan die ander kant wat steeds onder droogte gebuk gaan nie. Nee. 'n Kommentator gee 'n karakterbeskrywing weer om hierdie punt te illustreer. In 'n boek wat hy gelees het, word die karakter soos volg beskryf: in sy gesig het hy eers net die plooie van bekommernis gesien. Hy het hartseer met die lye gesien. Maar soos wat hy nader kyk, sien hy onder dit alles is daar 'n groot vreugde. 'n Fontein van vrolikheid wat sou dit opborrel, 'n hele koninkryk aan die lag sou sit. Jy sien, broeder en suster,
daar is opregte bekommernis by ons. Daar is hartseer en medelee in elke persoon se gesig. Want dit is wat die omstandighede na vore bring. Maar onderliggend is daar in elke Christen 'n onblusbare fontein van vrolikheid. Daar's vreugde. Daar heers vrede. Dit is so die lewe van 'n gelowige moet lyk. Vrede en vreugde. En die wete dat Jesus Christus ons koning is. En dit, geliefdes, is die gebedslewe van 'n gelowige. Dit is nie 'n eenrigting gesprek nie. En die eerste woord is altyd God se woord. Oordink dit en die belofte van 'n geseënde lewe en wat dit regtig beteken. 'n Lewe met 'n diepe bevredenheid en 'n tevredenheid, 'n vreugde en vrede. En so 'n lewe wat net in die bekende God te vind is, wat homself in die woord, Gees en Jesus Christus openbaar. En dan lyk dit gevolglik so in my en jou se praktiese lewe, dat ek God se woord oordink. En dit beteken dat ek die ganse woord oordink. Die Here het hom nie net in die psalms en die spreuke openbaar nie, maar ook in Levitikus, Numeri, Hooglied, Maleagi, Titus en so meer. Oordink die ganse woord, sodat 'n mens kan antwoord op alles wat God in sy woord vir ons sê. Oordink sy woord, bid uit sy woord en leef van God se vreugde en vrede. Mag God ons vanoggend weer deur sy woord lei en daartoe help. Amen. Kom ons bid saam. Ons wil U dank, Here, driemaal heilig. Ja, U is onveranderlik. U is ewig. U is vir ons goed. U is ons skepper. En U is ook ons onderhouer. Dat U, Here, in U ewige raad vir Jesus Christus, U seun in die volheid van die tyd gegee het, en ook die nuwe dag vir ons oopgebreek het. 'n Nuwe wêreld. 'n Nuwe wêreld binne in hierdie ou wêreld waarin ons nog lewe. En nuwe dinge kom openbaar U elke dag in ons lewe. Dankie, Here, dat dit vir ons waar is, dat nie een van ons lewe met 'n enkele uur kan verleng nie. Deur ons te bekommer nie. Ook nie in hierdie nuwe week wat voorlê nie. Dankie dat ons Here Jesus Christus aan die regterhand van God, ons Vader, vir ons elke oomblik intree. Dankie ook dat ons vanoggend hier wil bely, Vader. Ons soek die dinge daarbo waar U is. Want dit is waar elkeen van ons se skat is en ons rykdom. Here, vergewe ons as ons hart elders is. Lei ons in hierdie dae wat ons kommer het oor baie probleme in ons eie land. Kommer oor werkloosheid. Finansies vir baie mense wat nie meer voldoen aan die eise van die lewe nie. 'n Gejaagde lewe. Ons dink aan misdaad, korrupsie en so baie siektes, Vader. Ons dra veral aan U troon van genade op vir broeder Zoon en suster Poppy Du Plessis wat vanmiddag na Pretoria toe moet reis vir Poppy se knieoperasie en Zoon se ondersoeke wat dalk ook nog 'n operasie dalk sal wees. Versterk hulle in hulle kommer.
met die wete dat U oor alles waak. In die krag van Jesus Christus en ons Vader bid ons vir elkeen hier en oor die wêreld, groot en klein, ja selfs arm en ryk, oud en jonk, gesond en gestremd is, en besonderlik ook aan diegene wat 'n siektestryd moet ly. Dink aan hulle wat met hierdie lang naweek weg is, en bring hulle weer veilig terug in ons midde as dit U wil is, Vader. Ons dank U vir U woord, Vader, vanoggend. Dankie dat ons kon saam sing as 'n gemeente. Hoor ons gebed met diepe dankbaarheid. Dankie vir ons weelde, ons geestelike weelde. Lei ons elkeen aan die hand, ook in hierdie week, totdat ons almal ons voete in Sion sal bevind. In Christus naam vergader ons hier, bid ons om genade. Amen. Ons antwoordlied, Skrifberuiming 10:1, verse 1 en 4. Ons gee nou vir die diakens die geleentheid om vir ons die kollektes op te neem. Kom ons bid om die seën van die Here. Laat Heer U seën op ons daal, U guns uit Sion ons bestraal. U wat beveel en dit geskied, wil Heer U seën oor ons gebied. Amen.